Kom ons bid saam. Here, dankie dat ons kan vanaand sê, hier is ons. Ons klein mensies wat vol foute is, wat droog maak, wat 20.000 keer dieselfde foute maak. Maar dankie dat ons nog steeds kan sê, met al hierdie foute en tekortkomings, hier is ons, gebruik ons vir die koninkryk. En ons wil vanaand hier in 'n nuwe jaar weer kom sê, hier is ons, Here. En hier is ons vanaand. Kom verander ons, kom maak ons nuut met u woorde. Maak ons harte oop. Amen. Voor ons uit die Bybel uit gaan lees vanaand, wil ek net eers by elkeen van julle hoor, daar is twee tipe mense. Daar's dammetjie mense en daar is sprinkler mense. Watter een is jy? Dink mooi, want dit sê nogal baie oor wie jy is. Dammetjie mense en sprinkler mense. Wie dink jy is jy? Is jy 'n dammetjie of 'n sprinkler mens? Dit sal seker help as ek 'n bietjie meer info gee, nê? Is jy 'n dammetjie mens? Of is jy 'n sprinkler mens? Dink mooi, almal van ons pas iewers by hierdie twee in. Is jy 'n dammetjie of 'n sprinkler mens? Kom ons kyk gou. Of maak nie saak waar jy eet nie, as jy nou op pad see toe is en jy stop by Wimpy, of jy maak vir jou chippies by die huis. Hierdie is die twee maniere van hoe ons tomatiesous en chips meng. So kom ons hoor, wie's dammetjie mense? Wie sprinkler mense? Mooi, maar hierdie tel natuurlik nie by Spur nie, né? Maar daai wit sous, dan moet die chippie so dryf daarin. Ek weet nie wat mens dit doen nie. Okay, maar hou hierdie nou in gedagte, dammetjie of sprinkler mense. So jy kan solank jou Bybel oopmaak. Ons gaan vanaand saam lees uit Handelinge uit. So jy kan na Handelinge 9 toe blaai solank. Ons gaan vers 26 tot 31 saam lees. Maar voor ons lees, in die meeste flieks, ek het hom verloor. Daar is hy terug. In die meeste flieks wat ons kyk en die boeke wat ons lees, het jy al agtergekom, daar's gewoonlik 'n bad guy. Dit maak die storie nogal interessant. Daar moet bad guys in stories wees. En hier in Handelinge wat ons nou gaan saam lees, in die eerste deel van Handelinge, is een van die bad guys in hierdie storie se naam Saulus. So Saulus is die Voldemort, hy is die Darth Vader, wat is dan nog? Hy is die Scar van Lion King van hierdie storie. Want Saulus was 'n fariseer. Julle het al gehoor van die fariseërs. So hy was 'n baie slim ou. Hy het die Joodse wette baie goed uit sy kop uit geken. En hy het omtrent die hele Ou Testament ook uit sy kop uit geken. En hy was regtig nogal slim. En hy was baie pliksgetrou godsdienstig. Hy was gereeld by die tempel. Maar daar's net een probleem van hierdie Saulus. Hy het niks van Christene gehou nie. Heeltemal glad nie, niks. Dit was hom, hy wil so graag met al sy krag en al sy tyd en alles waarmee hy besig is, wou hy die Christene vervolg en hy wou hulle in die tronk gooi. Dis omtrent waarvoor hy gelewe het. Kyk wat lees ons van hom. Ons lees in Handelinge 8 vers 3. Saulus het die kerk probeer uitroei. Dis wat daar staan. In Handelinge 9 vers 1 staan daar, Saulus het soos 'n besetene voortgegaan om die volgelinge van die Here met die dood te dreig. Dis nogal drasties, né? So hierdie is nogal 'n passievolle ou. En hy was so groot om die Christene uit te roei, dat hy na die hoëpriester toe gegaan het en vir hom gesê het, daar's mense in 'n plek Damaskus, hulle is Christene. Geef my 'n brief, dat ek kan gaan en al daai mense in die tronk kan gooi. En toe kry hy die brief. En met hierdie brief is hy daar op pad Damaskus toe, met die bad guy musiekie in die agtergrond. Dit sal seker Star Wars, daar met die brief in sy hand. Maar op pad Damaskus toe, verander sy hele lewe. Verander alles radikaal. Want daar kom 'n lig uit die hemel uit en dit verblind hom, dat hy niks kan sien nie. En dan hoor hy Jesus praat met hom. En dan sê Jesus vir hom, hy moet na Damaskus toe gaan en daar 'n ou kry met die naam Ananias. En hy gaan toe soontoe en daar gaan praat hy met Ananias. En deur hierdie ervaring van blind wees en sy gesprekke met Ananias, toe verander sy lewe heeltemal. Toe word Saulus die bad guy, toe word hy 'n Christen, toe word hy 'n volgeling van Jesus. En dan uiteindelik, na hierdie hele storie gebeur het, dan kom ons by ons gedeelte wat ons vanaand saam lees. So ons lees saam Handelinge 9 vers 26 tot 31. Saulus het na Jerusalem toe gegaan
En hy het geprobeer om daar by die volgelinge van Jesus aan te sluit. Maar almal was vir hom bang, omdat hulle nie kon glo dat hy 'n volgeling van Jesus is nie. Barnabas het hom egter oor Saulus ontferm en hom na die apostels toe gebring. Hy het vir hulle vertel hoe Saulus op die pad die Here gesien het en dat die Here met hom gepraat het en hoe hy in Damaskus openlik in die naam van die Here gespreek het. So Saul het oral in Jerusalem saam met hulle rondgegaan en openlik die naam van die Here gepreek. Hy het ook met die Grieksprekende Jode gepraat en net hulle geredeneer, maar hulle het hom probeer vermoor. Ons lees dan laaste versie toe, die gelowiges het agterkom, het hulle hom na Caesarea toe geneem en hom daarvandaan na Tarsus toe weggestuur. Ons lees tot so ver vanaand, daai laaste stukkie hoef ons nie te lees nie. So, Saulus se hele lewe het hier verander. Hy was 'n nuwe mens, maar met dieselfde passie wat hy die Christene voorheen in die tronk wou gooi, toe wou hy nou al hierdie energie gebruik om ander mense van Jesus te vertel. En hy is so opgewonde om dit te doen, en hy gaan Jerusalem toe, want hy hoor daar's baie Christene, en toe hy daar aankom, is hulle net soos, nee dankie. Nee, jy is nie welkom hier by ons nie, hulle wil niks van hom weet nie, hulle is so 'n bietjie skepties oor hom, is hy regtig nou 'n nuwe mens, en dit is met goeie rede wat hulle nogal skepties was oor hom, want dalk was dit net nog 'n triek van hom. Dalk het hy dit gebruik om net weer by hierdie mense uit te kom en dan hulle te vang. So, of hy nou 'n nuwe mens is of nie, dalk het hy verander, hy is nie welkom by hulle nie, hulle sluit hulle deure, hulle trek die gordyne toe, hulle sit die beams aan, hulle maak die honde los. Paulus mag nie by hulle wees nie. Paulus lei die klokkie, hy sien daar's beweging agter die gordyne, maar niemand wil die deur vir hom kom oopmaak nie. En wat gebeur toe met Saulus? Hy's 'n outsider. Hy pas nêrens in nie. Hy word eintlik 'n vreemdeling, want hy kan nie teruggaan na sy fariseërs maatjies toe nie, want hy's nou 'n Christen en hulle hou nie van Christene nie. Maar hy kan nie by die ander Christene aansluit nie, want hulle het ook nie van hom gehou nie. So, wat moet hy nou eintlik doen? So, nou terug by die tomatiesous, julle onthou, dammetjie en sprinkler mense, né? As jy dink aan hierdie Christen gemeenskap wat al hulle deure gesluit het vir Saulus, dink jy hulle is dammetjie mense of is hulle sprinkler mense? Dink daaroor, wat dink julle is hulle? Ek dink hulle is dammetjie mense, né? Hoekom? Want hulle lyk presies soos tomatiesous langs chippies, né? Hulle wil nie eintlik aan die chippies raak nie. Maar as jy nou mooi daaraan gaan dink, is ons in ons wêreld vandag waar ons leef, is ons oor die algemeen nogal dammetjie mense. Nee, ons hou van ons groepies. Ons verkies nie sommer om met ander mense te meng nie, veral as dit vreemde mense is of mense wat baie anders as ons is. Die ou mense sê ons soort soek soort, nee. Ons hou van ons dammetjies. Ons sal met ander mense meng, met vreemde mense, as ons nou regtig moet, maar as ons kan kies, dan kies ons mense, né? Mense wat soos ons dink en van die goed hou waarvan ons hou, want dis ons mense. Een van my koshuisvriende altyd as ons saam braai, dan iewers deur die aand sê hy, man, julle is mos nou my tipe damse eende. En dit som vir my eintlik ons samelewing so mooi op, want almal van ons het maar ons dammetjies. Want ons iets aan mense wat ons nie ken nie, wat ons so bietjie ongemaklik maak in 'n manier, né? Ek dink ons is met vreemdelinge soos ons met daai mense is in die mall, wat in die middel van die mall stalletjies het. Ons stap sulke wye draaie om hulle. Jy maak nie of hulle nie hoor nie, of jy hulle nie sien nie. En daar's 'n woord wat presies hierdie gevoel beskryf, en dis 'n Griekse woord wat ons almal eintlik al gehoor het, en dis die woord xenofobia. Nee, julle het al van hierdie woord gehoor. Daarbo is hy in die Grieks. So xeno beteken vreemdeling, en fobia is 'n fobie vir iets, dis vrees. So xenofobia beteken, jy het 'n vrees vir vreemdelinge. En ek dink hierdie gelowiges daar in Jerusalem, wat nie wou plek maak vir Saulus nie, hulle het so 'n bietjie xenofobia gehad, en daarom wou hulle nie hulle deure oopmaak nie. Maar gelukkig tussen al hierdie mense, was daar een persoon wat anders gedink het. En daai een persoon het 'n sprinkler mentaliteit gehad. En sy naam is Barnabas.
Nou anders as die ander dammetjie mense wat nie met vreemdelinge wil meng nie, wat nie vir hom wil oopmaak nie, het Barnabas dit gewaag en hy het sy deur oopgemaak. En hy het hierdie vreemdeling, hierdie bedreiging, hierdie evil ou ingenooi en met hom gemeng. So as mens nou mooi daaraan gaan dink, dan is Barnabas eintlik die teenoorgestelde van xenofobie. Wat is die teenoorgestelde vir 'n vrees vir vreemdelinge? Wat dink julle? Daar's 'n woord en dis die woord philoxenia. En dis liefde vir vreemdelinge. Dis wat Barnabas was. As jy mooi gaan lees, dan staan daar Barnabas het homself oor Saulus ontferm. Ontferm voel vir my soos 'n drukkie. Jy trek iemand nader, jy hou hulle veilig. Dis wat dit beteken om jou te ontferm oor iemand. Maar hoe kry jy dit reg om hierdie Voldemort, evil ou wat Christene in die tronk gegooi het om hom in te nooi in sy huis in? Ek weet nie of ek dit sou reg kry nie. Dalk help vers 27 ons het dit nou gelees. Daar staan, Barnabas het hom egter oor Saulus ontferm, om 'n drukkie gegee, en hom na die apostels toe gebring. En hy het vir hulle vertel hoe Saulus op die pad die Here gesien het, en dat die Here met hom gepraat het, en hoe hy in Damaskus openlik in die naam van Jesus gepreek het. So die eerste ding wat ons in hierdie versie sien is dat Barnabas tyd maak vir Saulus. Hy maak tyd vir Saulus en hy gaan sit by hom en hy luister na sy storie. Hy luister na alles wat met Saulus gebeur het daar op pad Damaskus toe. Hy pause alles waarmee hy besig is en hy gaan sit en hy deel in Saulus se menswees, kan jy amper sê. Hy leer die persoon van Saulus ken. As jy genoeg tyd saam met iemand spandeer en genoeg stories van hulle hoor, is dit eintlik nogal moeilik om vreemdelinge met hulle te brei, nie? Maar in ons samelewing vandag is daar net een probleem, ons het nie tyd nie. Nee, ons is almal besig. As jy vir iemand vra, hoe gaan dit? Baie besig. Wat het Benjamin Franklin ruk terug, baie rukke terug gesê? Hy het gesê, tyd is geld. Die manier hoe ons aan tyd dink vandag is in 'n ekonomiese manier. Ons moenie tyd mors nie, ons het tyd spaar. So, veral nou in die begin van die jaar is ons so besig, ons hardloop soos afkophoenders rond om alles gedoen te kry wat ons moet. En terwyl ons so rondhardloop, sien ons nie regtig mense raak nie, hulle gesigte blur so. Dis soos ons blur so verby mense. Ons skuur verby hulle in die mall of in die winkel of in die poskantoor of wherever jy is, maar ons sien nie mense eintlik raak nie. Hulle is eintlik maar net sulke figure wat heeltyd hier verby ons gaan. Is tyd nie eintlik 'n ekonomiese ding nie. Daar's 'n oomie wat lank terug geleef het, sy naam is Augustinus. En hy het nie tyd aan die ekonomie gekoppel nie, hy het tyd aan liefde gekoppel. Hy het gesê dat tyd eintlik 'n vorm van liefde is. Dit is nogal vir my mooi. Hy sê liefde is om tyd te hê vir ander. Maar nie net tyd te hê vir mense waarvan jy hou nie, maar ook tyd te hê vir vreemde mense. Tyd is eintlik 'n manier van naaste liefde. Al klink dit bietjie vreemd, hè? Ek onthou in die begin van my eerste jaar op universiteit het ek nogal baie met een spesifieke vak gesukkel. En ek het gestres en op 'n dag besluit ek gaan nou maar na die proffie toe gaan dat hy my kan verduidelik. En ek kom daar by sy deur aan en ek klop en hy maak oop, maar hy is eintlik besig om uit te gaan want ek kan sien hy is haastig. Hy het nie eintlik nou tyd nie. Maar daar los hy alles waarmee hy besig is. Hy maak weer sy deur oop. Hy nooi my, hierdie groot oë verwilderde eerstejaartjie in. En hy sit in sy kantoor by my. Hy vra vir my, wat's my naam? Waar kom ek vandaan? En toe uiteindelik verduidelik hy eintlik vir my die werk. Dis waar 'n vreemdeling eintlik tyd gehad het vir my. Ek sal dit eintlik vergeet nie. Dit was soos 'n manier van naaste liefde om te wys, nê. En die tweede ding wat ons raak sien, wat Barnabas doen is, hy maak ook plek vir Saulus. Nou die ergste ding wat enige mens op hierdie planeet kan oorkom, is as jy alleen saam met iemand anders in 'n huisbak is, vir so 2 of 3 minute. Dis baie awkward, né? Mens kan nie daar uitkom nie, jy moet nou maar in hierdie ongemaklikheid saam met 'n ander persoon wees. Daar's mos 'n webwerf van goed wat sê wat jy kan doen as jy alleen is saam met 'n ander persoon in 'n elevator. Jy moet hom tik en maak of dit nie jy is nie.
Want dit is ongemaklik, né? Ons om spasies te deel met vreemdelinge kom nie natuurlik vir ons nie, né? Ons hou nie noodwendig daarvan nie. Ons wil nie te veel in sulke spasies wees nie. Maar iemand wat skryf oor hierdie gedeelte, hy sê wat Barnabas eintlik hier doen is, hy gee vir Saulus 'n safe space. 'n Spasie waar hy nie ongemaklik hoef te voel en voel hy pas nie in nie, hy kan net wees. Soos jou huis is 'n safe space, né? Jy kan net daar op jou bed lê. En die manier hoe hy dit doen is, hy maak hom deel van die gemeenskap, deel van die community. Want na hy na sy storie geluister het en hom leer ken het, was hy nogal redelik seker dat hy verander het. En hy het geglo dat God eintlik 'n groot plan met sy lewe het. En daarom vat hy hom na die res van die gemeenskap toe, na die apostels staan daar. Weet julle wat dit beteken om vir iemand borg te staan? Dis om vir iemand te vouch. En dis eintlik wat Barnabas hier doen. Hy vouch vir Saulus. Hy steek eintlik sy nek uit en hy waag dit en hy wys en hy sê vir die res van die gemeenskap, ek dink hierdie ou is 'n nuwe mens. Hy's okay. Ons kan hom maar deel van die gemeenskap maak. En dis soms net nogal 'n risiko om dit te doen, want jy weet nie, dalk backfire dit heeltemal op jou nie. Dalk is hierdie ou nog steeds sleg. Maar deur Barnabas se storie sien ons is baie keer nogal die moeite werd om vir iemand te vouch, veral as jy hulle leer ken. Ek was eendag genooi om mense te trou in Natal, Engelse mense, en Annie kon nie saamgaan nie, sy het gewerk. En toe gaan ek, en na die troue, toe sit nou die onthaal, en die bruid en die bruidegom het gaan foto's neem, en ek is daar tussen die mense as hulle nou snacks eet, maar ek het regtig soos 'n outsider gevoel, want ek het net die bruid en die bruidegom daar geken. So dit was regtig nogal vreemd, almal het in hulle dammetjies gestaan, hulle groepies mense, die mense was almal Engels, dit het my geïntimideer, en ek het regtig ongemaklik gevoel, en daar's 'n man en 'n vrou wat dit raak gesien het, en hulle het my genooi om by hulle te kom staan, en hulle het met my gesels, en my leer ken, en later die aand het hulle my genooi om by hulle vriende te gaan staan, en met hulle vriende te kuier. Daar by daai trou het hulle eintlik vir my 'n safe space gegee. Hulle het vir my plek gemaak. Dis wat mense behoort te doen, vreemdelinge in te trek. Ek wonder wat sou gebeur het as Barnabas daai dag 'n dammetjie mens gebly het en nie vir Saulus ingelaat het nie. Ek dink die Nuwe Testament sou nogal korter gewees het, want Saulus het deur daai gemeenskap waar hy deel was, het hy uiteindelik Paulus geword. En Paulus het die meeste boeke in die Nuwe Testament geskryf. Sou dit gebeur het as hy 'n outsider gebly het, 'n vreemdeling? Ek dink nie noodwendig so nie, né? Want Barnabas het verby die ander mense se vrees gekyk en hy was braaf genoeg om daai stap te neem en Saulus in te neem, om van 'n vreemdeling 'n vriend te maak. As ons as dammetjie mense deur die lewe gaan, dan mis ons eintlik 'n groot deel van waar die lewe eintlik gaan, né? Nou sure, net soos met Barnabas gaan daar baie keer mense wees, as jy iemand deel maak van 'n gemeenskap, hulle gaan nie gelukkig daaroor wees nie, want hulle hou van hulle aparte groepies. En dis ook okay. Na Saulus deel van die gemeenskap geword het, lees ons daar nog steeds mense is wat hom wou doodmaak, en hierdie gelowiges het hom toe gehelp. Almal hoef nie altyd saam te stem nie. Maar al hierdie stories in die Bybel, Barnabas se storie, klomp ander, Jesus se lewe wys eintlik vir ons, dis die moeite werd om vreemdelinge in te nooi. Dis eintlik wat die Bybel vir ons vra, om mense te omhels. Ons sê dit in ons lese ook. Ons omhels die mense rondom in ons wêreld. En hoekom kan dit nie ek en jy wees nie? Ons kan dit mos doen, hè? Ek en jy kan 'n Barnabas wees hier vandag. Daar's 'n fliek, We Bought a Zoo. Het julle dit al gekyk? Dis so 'n romantiek fliek. Maar daarin sê, ek dink is Matt Damon, hy sê daar dat mens net 20 sekondes van insane courage nodig het om iets groots reg te kry. 20 sekondes van braaf wees. En ek dink dis my uitdaging vir my en eintlik vir julle ook hierdie jaar. Om hierdie jaar soos Barnabas net 20 sekondes braaf genoeg te wees om te begin om tyd te maak vir iemand anders. En om te begin om plek te maak vir iemand anders. Om vreemdelinge nader te trek. Een vreemdeling, klomp vreemdelinge en van vreemdelinge vriende te maak. En ek bedoel nie jy moet nou net
klomp minder bevoorregte mense gaan soek nie. Die eerste ding waaraan ek gedink het is, nou moet ek na straatmense toe gaan en na boemelaars en sulke mense. Ja, dit tel vir hulle ook, maar elke dag rondom ons waar ons leef is daar vreemdelinge. Dalk sit jy in jou kerkbank nou en daar sit 'n vreemdeling in dieselfde ry as jy. Daar sit dalk 'n vreemdeling langs jou by die werk of in wiskunde of in die geldtrein, wherever. So waarvoor wag jy? Ons kort net 20 sekondes om braaf te wees om net te vra, vertel vir my jou storie. Dit maak so 'n groot verskil. So kom ons gebruik hierdie jaar om nie dammetjie mense te wees nie, maar sprinkler mense te word en met alle chippies te meng. Dat mense nie meer die verskil eintlik kan agterkom nie, dat ons een groot gemeenskap kan hê. En daar's so 'n mooi storie wat ek nou die dag gelees het wat dit eintlik vir my die beste uitbeeld. Daar's 'n ouma in Amerika wat haar kleinseun wou nooi vir Thanksgiving ete by hulle huis. En sy stuur vir hom 'n SMS, maar omdat dit 'n ouma is, stuur sy dit natuurlik vir die verkeerde nommer. En dit kom by 'n tiener seun aan in 'n ander dorp. Ek dink sy naam is Hinton. En hy soos, nee, ek dink nie jy's my ouma nie. Stuur vir my 'n foto dat ek kan sien jy's my ouma. Toe stuur sy vir hom 'n foto. Toe stuur sy hierdie foto. Dit is hoe sy lyk. Toe besluit hy gaan vir haar foto terugstuur. Stuur hy vir haar hierdie foto. You're not my grandma. Maar kyk al onder wat sê hy vir haar. Can I still grab a plate though? Maar ek dink dit seker as 'n grap bedoel, né? Nou as hierdie ouma 'n dammetjie mens was, hoe sou sy opgetree het? Sluit die deure, trek die gordyne toe, sit die beams aan, of sy kon hom net geïgnoreer het of nee gesê het. Wat is haar reply? Of course you can. That's what grandmas do. Feed everyone. En hy het toe regtig gegaan. En hulle het saam Thanksgiving gehou. Daar's hulle saam. En 'n jaar daarna, toe kry hy weer SMS. Maar toe hierdie keer is dit vir hom en sy girlfriend. En toe het hulle gegaan. So het hulle vriende geword. Hulle het nou al 4 jaar in 'n ry saam Thanksgiving gevier. Hy het al by hulle gaan kuier. Haar man het baie siek geword. Toe gaan kuier by hulle om hulle te ondersteun en haar man is toe oorlede ook. Maar hy was daar deur daai proses. Dis hoe vreemdelinge vriende word, nee. Iemand het een keer gesê 'n vreemdeling is 'n vriend wat jy nog net nie ken nie. En ek dink dis wat ons hierdie jaar moet doen. Kom ons wees sprinkler mense. En ons trek mense in. En ons maak vriende waar ook al jy kom. En dalk sien iemand iets van Jesus raak in ons as ons dit doen. Kom ons bid saam. Here, dankie vir sulke mooi stories in die Bybel. Is dit ou stories wat lank terug gebeur het, dis nog steeds net so relevant vir ons vandag. Here, ons weet dat ons geïntimideer word deur vreemdelinge. Ons dink hulle is weird, ons vermy hulle. Maar dankie vir Barnabas se storie wat vir ons iets anders leer. En ons vra dat U ons ook sal help om mense nader te trek. Dat ons nie net in ons aparte groepie sal leef nie, maar dat ons vreemdelinge sal intrek. En dat ons weet ons is ook baie keer vreemdelinge. Dankie dat ons weet dat U ons eerste nader getrek het. Dat U eerste ons vriende gemaak het. Dis wat U vir ons sê, ons is die vriende. En gee ons daai courage, daai 20 sekondes van braafheid dat ons die vrymoedigheid sal neem om ook ander mense nader te trek en in te trek. In 'n wêreld wat so besig is, help ons asseblief om 'n bietjie tyd te probeer maak. Om nie net verby mense te leef nie, maar mense raak te leef, hulle raak te sien, met hulle te gesels, om plek te maak vir hulle. En help ons dat ons mekaar motiveer, dat ons vir mekaar ook die stories sal vertel, hoe ons vreemdelinge vriende maak. Ons vra dat U ons sal braaf maak hierdie jaar, dat ons sprinkler mense vir U kan wees. Amen.